Lorika, vandag se vraag is: waarom voel dit soms asof almal anders die handleiding vir die lewe gekry het, maar ek nie? Kyk, ek gaan hom vandag antwoord op een trant en dan gaan ek en jy 'n ander dag 'n ander gesprek hê oor neurodiversiteit wat hierdie betref, maar ons sal daar kom. So wat hier vandag ter sprake is wat hulle noem die spotlight effect. So wat doen 'n spotlight? Dit is 'n ding wat net skyn op een komponent van die kamer terwyl alles anders donker is. En wat dit beteken is jou brein sien net jou eie foute, jou eie onsekerheid, goeie soos jou mislukkings en jou vrese raak, nê? Maar ander mense sien ons net van buite af. Wat beteken jy vergelyk jou agter die skerms lewe met hulle hoogtepunte wat op die verhoog in die spotlight gesien word. En dit is 'n wedstryd wat letterlik niemand kan wen nie. So om te dink jy het die manual of iemand anders het die manual en jy het nie, is totaal irrasioneel en ons moet dit sommer vandag stopset. Maar kyk nou, ons sê dit amper weekliks op hierdie program. Sê ons, luister, jy kan nie jouself so vergelyk met ander nie. Dit is regtig, dit gaan nie vir jou goed wees nie. Jy kan dit nie langdurig aanhou nie. Maar Lorika, tog ons doen dit nog steeds en ons weet ons sal nou weer sê die sondebok van sosiale media en alles, maar ons doen dit nog steeds. Hoe gaan ons stop? Kyk, ons as Homo sapiens soek bewyse en ons soek feite. En ek wil amper sê filosofies dat hierdie is wat ons menslik maak ook. Ons het hierdie behoefte om die feite te hê. Jy wil weet wat gaan agter die skerms aan. Jy wil verstaan hoekom lyk en doen die persoon soos wat hulle doen en wat is hulle vrese en wat is hulle mislukkings en hulle goeters. Maar dit is amper die ironie van die lewe is dat jy nooit ooit daai antwoorde van ander mense se lewens gaan kry nie. Dis waar daai interne werk inkom waar jy net moet aanvaar. Wat ek daar sien is nie wat ek daar kry nie. En jy gaan dit nooit daar kry nie. Maar jy moet jouself afvra, is hierdie belegging met hierdie persoon ongeag nog steeds die moeite werd of nie? En jy sal vinnig optel. Jy kry mense met wie jy baie eg kan wees en jy kan onmiddellik binne in jou binneste voel hoe hierdie persoon eg is met jou en dit vloei net en dis lekker en dit maak sin. En vir die van ons wat sulke empate is of wat jy weet EQ's, emosionele intelligensie het, jy sal jou mense vind. Maar jy gaan eers vir 'n tydperk met werk met mense wat vals self opdaag en wat opdaag asof hulle nie en hulle ken hulle self nie, hulle weet nie wie hulle is nie. Jou verantwoordelikheid is dan om vir jouself te sê, maar ek moet dan nie met hierdie persoon verder tyd spandeer nie, want hulle maak my moeg. Want ek voel nie of ek in my siel in hulle siel kan inkyk nie. En dit is okay. Ja, dit is heeltemal reg om daai keuse te maak. Dit is 100%. Ek wat my wel pla van die vraag, ja. Wat my wel pla van die vraag is, dit laat my voel iemand is geïsoleer. Hulle isoleer hulle self want hulle is al klaar bang vir die wêreld daar buite. Dit laat my voel ek wat 'n angsstoring het onmiddellik het ek 'n reaksie daarop dat goed, angstig moet jy wees as jy voel dat jy het nie 'n handleiding nie, maar almal anders het een gekry en hulle weet hoe om alles te doen en ek weet nie. So jy word geweldig angstig voel. Wat vir my ook laat voel, as jy aanhoudend gedurig so gaan voel, dan gaan jy mos begin in die donker wêreld van depressie begin ingaan, of dit nou 'n depressiewe episode is, maar jou batterytjie gaan ergens nog op pad raak as jy voel jy is nie deel van die wêreld rondom jou nie. Is ek reg as dit so interpreteer? 100%, want ek en jy het al hieroor gepraat, maar vir die nuwe luisteraars sal dit goed wees om te weet. As jy konstant in 'n fantasie lewe en nie in realiteit lewe nie, dan gaan jy verskriklik depressief word en wees. So met ander woorde, as jy konstant hierdie fantasie het, dat almal anders in die handleiding en ek het nie, en hulle lewens is so perfek en myne is nie. Dis fantasie, dis nie waar nie, dis nie realiteit nie. Die realiteit is elke liewe persoon in die wêreld het 'n kruis wat hulle dra. Het hulle swaar kry wat agter daai skerms aangaan. Elke persoon. En dis dalk beter dat jy dit nie weet nie, want om te weet wat ander mense mee swaar kry, kan vir jou baie trauma veroorsaak. So dis beter om eintlik nie te weet wat ander mense se swaar kry behels nie. Jou verantwoordelikheid, ek love daai woord, is om as jy swaar kry hiermee, dit uit te gaan sorteer in terapie met jouself,
om verantwoordelikheid te vat vir jou eie swaar kry en dit nie almal anders se probleem te maak nie en net respek te toon aan die ander mense en hulle leefstyle. So met ander woorde, dis 'n nuwe denkwyse wat jy moet aankweek. Ek weet nie wat aan ander mense se lewens aangaan nie. Dis ook nie my besigheid nie. Ek is verantwoordelik hier en kom ons fokus hier by my lewe en waar die bietjie handleiding wat ek het. Maar dis interessant dat ons hier eintlik oor praat oor 'n handleiding. Maar dit is nogal iets wat ek met baie van my kliënte bespreek. Ons sal letterlik op hulle fone 'n nota maak, handleiding vir my lewe. En dan is daar sekere reëls en denkwyses en invalshoeke en sinne en maniere en daai affirmations en goeders wat ons vir hulle neerskryf en sê hierdie is jou manual. Want dis die ander ding, deur om hierdie te sê dat daar handleiding is, aanvaar ons dat daar een handleiding is vir die lewe. Maar eintlik is daar 8 biljoen handleidings vir die lewe. Elke liewe persoon op aarde het hulle eie handleiding vir hulle lewe met hulle reëls en hulle omgewing en hulle situasie. So jy moenie dieselfde handleiding hê as die mense om jou nie, want ons is almal uniek. So jy moet net jou eie handleiding skep. En dit is 'n verskriklike cool tool wat mense aanleer. Dis wat is my handleiding? Ek het my eie handleiding op my foon. Ek noem dit my Lorika handleiding en dit werk so goed wanneer ek voel, wag, hier voel dinge bietjie te mekaar. Dan haal ek my handleidingkie uit. Dan sê ek soos, ja, ek onthou dit en ek onthou dit en onthou ek het laas keer hanteer het en hierdie so ek voel daaroor en ek moet hierdie onthou wat ek laas geleer het en dit werk so goed. Ek het wat ek net hier nog net een ding is, baie keer voel dit vir mense wat so geïsoleerd en depressief voel en hulle kyk na die sosiale media en hulle sien almal lyk net soveel gelukkiger en beter. Voel ek dit raak so half 'n geveg wat jy met die buitewêreld het. En wat ons nou hier sê, wat jy baie duidelik sê is, jy hou op om te veg met die buitewêreld, veg dan liewer met jouself. Veg dan vir jouself. Jy moet eintlik sê nie met jouself nie, vir jouself, om dan nie te wees wat jy daar sien nie, maar om jouself te wees. Want ek dink ons het al in vorige gesprekke gehad oor die ding van autentiek, wat ons is almal aangetrokke tot iemand wat baie autentiek is oor hulle self. Dis mense wat net is wie hulle is, aanvaar wie hulle is, doen wat hulle is, goed of sleg. Dit beteken nie hulle is net wonderlike, fantastiese mense nie. Dit beteken net hulle is net wie hulle is en hulle vat dit soos dit is. En dit is tog die geveg wat ons almal met onsself moet nou maar aanpak, is wie is jy en hoe gaan jy jouself dan nou dra van nou af? Ja. Jy weet, meeste mense, hoor wat ek sê, in die wêreld leer hierdie les te laat. En dis slegs wanneer jy al langs iemand se doodsbed saam met hulle gesit het, wat jy sal besef, dat eers dan kom jy agter, maar die resies was nog altyd net ek teen myself. Nog altyd. En ek wil amper vir elke liewe kyker en luisteraar sê, leer daai les vandag. Dis jy wat verbeter op jouself daagliks. Dit is nooit tussen jou en ander mense nie. Stay in your lane. Dit is my gunsteling sê ding in my praktyk. My kliënte sê dit nou al vir my. Lorika, toe dit gebeur het, toe hoor ek jou woorde, bly in my baan. En party mense vind dit eintlik baie hulle hou nie daarvan noodwendig wat jy dit altyd sê nie, want hulle is nie in hulle eie baan nie. Dis as jy nie in jou eie baan is nie. Bly in jou eie baan. Neem verantwoordelikheid vir jou eie baan. Maak seker dat die slegte mense wat jou slag affekteer nie in jou baan inkom nie. Hou jou grense van jou baan. Hou jou baan netjies. Hou jou baan skoon. En dan gaan jy 'n baie gelukkige lewe langs ander mense se bane hê. Nie in ander mense se bane nie, langs ander mense se bane. Maar bly in jou baan.